Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat vir elke mens gekom het bykans 2000 jaar terug. Jy weet, die boodskap word genoem die blye boodskap. Die evangelie is die blye boodskap. Nou wat interessant is daarvan, dis 'n blye boodskap. Met ander woorde, dis nie ek wat u moet bly maak nie. Dit is absoluut wanneer u hierdie evangelie hoor, hierdie boodskap hoor, dan moet die boodskap u bly maak. Mense, weet jy, ek dink baie keer, en ek dink baie in hierdie week daaraan, dat ons moet evalueer. Weet jy, ons het so baie dinge wat ons evalueer. As jy net 'n brood gaan koop, dan dink ons aan verskillende evaluasies. Wat gaan ek koop? Waar gaan ek koop? Waarmee gaan ek ry? Wat se geld gaan ek saamvat? Waarmee gaan ek betaal? Gaan ek net 'n brood koop? Daar's verskriklik baie evaluerings wat jy maak, net om 'n brood te gaan koop. Nou kom ons by die evangelie, dit wat Jesus voorgekom het, toe hy die totale bestaan van die mens in twee gedeel het, en dan is dit nog asof ons maar net deurgaan met ons tradisie, sonder om regtig te sê, wat sê die skrif vir ons? Hoekom is dit so belangrik gewees vir God, dat Jesus moes kom sterf? Hy sê, jy sal nie jou eie seun gee vir iemand anderste nie, om vir hom te sterf nie. Hy sê, maar Christus het sy liefde aan ons bewys, toe ons nog sondaars was. Hy sê, toe ons nog goddeloos was, het Jesus vir ons betaal. Jy sal dit nie doen nie, maar hierdie groot God, wat dit nie hoef te gedoen het nie, hy het dit gedoen. Dan is dit werklik, as 'n mens daarna gaan kyk, dan is dit 'n blye boodskap. Om dit te hoor, dat jy nie meer hel verdiend is nie, maar dat jy absoluut nou gered is, en dat hierdie groot werklikhede wat verkeerd geloop het God kom herstel. So, kom ons kyk na hierdie blye boodskap, dat die boodskap jou opgewonde maak oor hierdie groot God, en dit wat hy vir ons gedoen het, bykans 2000 jaar terug. Ek meen, as jy werklik gaan kyk na dit, dat alles wat God gedoen het, het hy in Christus gedoen, en hy het Christus in ons gesit. Vra maar by enige Christen, waar is Jesus nou? Dan sê hy vir jou, in jou. En dan kom die skrif, dan sê hy sê byvoorbeeld Efesiërs 3 vers 20, dan sê hy, meer as wat jy kan dink of bid, kan God doen, deur die krag wat nou in jou is. Krag wat nou in jou is. En dan dink ons baie keer daaraan, vroeër het ek self baie vir mense gesê, en dis 'n feit, dat God is alomteenwoordig, hy is oralste. Nou kom hierdie groot God, en hy gee vir jou 'n versekering van binne af, hy sê, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. En dan sê ons, ag Here, kom, ag Heilige Gees, kom. Wat het Jesus dan 2000 jaar terug vir ons gedoen? En dit is so belangrik dat ons na hierdie boodskap gaan kyk, die afgehandelde werk van Jesus, dit wat hy gedoen het met sy eerste koms, die wederkoms gaan hy net weer kom. Hy gaan nie iets kom doen nie. Met ander woorde, Jesus het 'n afgehandelde werk met die eerste koms gedoen, en ons mis dit meeste van die tyd, daardie werklikhede wat hy vir ons kom herstel het, totaal herstel. Paulus, wat die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf het, kom dan sê hy, ek was 'n Hebreër, 'n Fariseer, hy sê wat die wet betref onberispelik, nou kom hy dan sê, maar ek het alles as drek beskou, om Christus as wind te verkry. Hy sê, en in hom gevind te word, in Christus gevind te word. Aan die ander woorde, dit wat 2000 jaar terug gebeur het. En dan weet ons, Christus is in ons. En die skrif sê, as he is, so are we, in this world. 1 Johannes 4 vers 17. Soos wat hy is ons in hierdie wêreld. En dan gaan ons, dan sê ons is maar net sondaars. Ons is maar net helverdiens. Ons sondig net elke dag. Mense, as jy is soos wat hy is, dan moet jy baie mooi dink wat jy oor Jesus sê, want dit wat jy van hom sê jy van jou eie lewe. Goed, so kom ons kyk bietjie na hierdie werklikhede, dan gaan ons hier aan. Die hele werklikheid is God het die mens in sy beeldnis en gelykenis gemaak, in die skepping in Genesis. Die dinge het skeef geloop, en God het vir hulle gesê, mag nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. Die mense eet daarvan, en God gaan, en hy sê, ek gaan die antwoord bring. Genesis 3 vers 15, hy sê,
vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Met ander woorde, ek gaan daar die antwoord bring. En deur die hele Ou Testament was God buite die mens. Byvoorbeeld by die toring van Babel, dan sê God, kom ons gaan af en gaan kyk wat maak hulle daar. Byvoorbeeld met Daniel se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, dan sien die koning sê, het ons nie 3 in die oond gegooi nie, daar sien ek die 4de dan nou, soos 'n godeseun. Met ander woorde, God was buite die mens, hy was altyd teenwoordig, hy was altyd daar vir die mens, maar hy was buitekant die mens gewees. Daar het toe die mens sondig, toe kom daar 'n afstand, die mens gaan kruip weg. Maar nou sê ons, maar God het alles verloor daar, het die mens weggejaag. Hy het nie dit gedoen nie, hy het die mens gaan haal, hy het hom gaan soek, en hy het hom gebring, en hy sê, ek gaan daar die werklikheid doen. Hy sê, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel, en dan kom hy op die ou einde, dan sê hy, dat hy daai saad binne in ons kom sit, naamlik Jesus Christus. Nou, ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar wat ek vir jou wil sê is, dit is so belangrik dat Jesus dit vir ons kom doen het. 2000 jaar terug het hy 'n totale herstel kom bring vir die mens. Nou wil ek net hier vir ons sê, ek wil vir ons 'n gedeelte lees in Johannes 15, maar Johannes het 'n spesifieke skryfstyl wat hy gedoen het, en anderste as die ander 3 evangelies. Hy het, volgens wat ek nou verstaan, 95 jaar na Christus het hy hierdie goed geskryf, en in elk geval, of toe hy 95 jaar oud is, maar hy het hierdie hele werklikhede sien afspeel, en hy het daai werklike ervaring gehad, en dan weet ons ook dat Jesus self aan hom verskyn het, en toe hy met die boek van Openbaring, nou kyk byvoorbeeld hoe praat Johannes hier, as hy praat in Johannes 2, die bruilof in Kana, water en wyn verander het, dan sê hy vir hulle, breek julle die tempel af en ek sal hom oprig, binne 3 dae sal ek hom oprig, en hulle sê, hoe sal jy hom binne 3 dae oprig? Dis hierso Johannes 2 vers 19 vers 20, en die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u sal dit in 3 dae oprig, maar dan skryf Johannes hier, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek, en dan sê hy hierby, hy sê, en toe hy opgestaan het, met ander woorde, hy is die enigste een wat skryf vanuit 'n na-kruisboodskap oogpunt uit. Hy sê, toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. So, hulle het eers na die tyd het hulle die werklikhede, want ek weet, ek gaan nie nou weer daarop in nie, dat hulle kon nie hierdie volle werklikheid verstaan het nie. Nou skryf Johannes daar uit daai oogpunt van die afgehandelde werk van Jesus Christus, reeds hier wat hy skryf saam met die ander disippels. Johannes 15, nou kom Jesus, nou sê hy vir hulle, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Met ander woorde, wat hy sê, almal is in Christus. God het almal ingesluit. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Johannes 3 vers 16. Nou kom hy nou sê hy, maar hulle wat nie vrug wil dra nie, sal my Vader afsny. Maar hulle wat vrug dra, sal my Vader skoonmaak. Met ander woorde, weet jy, daai was my probleem gewees. Ek het probeer om 'n beter mens te word, ek het probeer heilig word, ek het probeer word soos Christus. Ek het regtig 'n ywer gehad, en ek het dit elke keer gemis, en elke keer dan val ek net so voor die versoekinge en die probleme, en dat my lewe maar redelik deur mekaar was. En toe ek hierdie skrifgie lees, toe sê ek, Here, ek probeer myself skoonmaak, maar ek moet nou 'n gelowige word, want na die kruisiging werk ons nou nie meer met werke nie, maar met geloof. Ek moet nou 'n gelowige word, en glo dat U my gaan skoonmaak. Dis wat die skrif sê, mense, ons kan nie hardteen skry nie. Hoeveel keer sê mense vir mense, jy moet ophou, jy moet dit nou. Jy kan dit nie doen nie, dis waar ek was, en dis wat my amper aan die einde van myself gebring het, en tot ek gesien het, maar ek moet aan die einde van myself kom, maar ek moet die lewe van Jesus aanvaar. Goed, hy sê, so almal was in Christus, maar die wat nie vrug dra nie, die sal hy uitkap. Jy sien, so nou gaan hy nou sê vers
sodat hulle meer vrug kan dra. Vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Jesus sê vir hulle, julle is klaar rein. Hoe probeer die mense om by reinheid uit te kom en deur hulle offerhandes en al die tipe van goed. Hier kom Jesus, hy sê, julle is reeds rein. Julle is al reeds rein, deur die woorde, want dis die woord. Die enigste werklikheid is die woord. Die skrif sê, Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Dis al manier hoe jy by werklikheid kom, is deur die woord. Nou gaan hy verder, nou sê hy, bly in my, soos ek en julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. En so julle ook, nie as julle in my nie bly nie. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, hier is veel goeie nuus. Jesus gee vir hulle goeie nuus, hy gee vir hulle goeie raad. Hy sê, bly in my, bly in my. Jy sien, dit is 'n werklikheid wat hulle nie voor die kruis kon verstaan het nie. Want Kolossense 2 vers 6 sê, soos wat julle Jesus aanvaar het, want dit bly jou keuse, of jy dit aanvaar of dit nie aanvaar nie. As jy dit aanvaar, gaan jy dit ervaar. As jy dit nie aanvaar nie, gaan jy dit nie ervaar nie. So, nou skryf hy sê, bly in my soos ek in julle. Soos wat julle Jesus Christus aangeneem het, wandel so in hom. Moenie buitekant omgaan. Jy kan buite omgaan, dan sê leeukos, nee. En dis hoekom die skrif sê, Efesiërs 4 vers 18, hy sê julle is geskei van die lewe van God. Nie niks anders dan nie minder as dit nie. Hy sê, julle is geskei van die lewe van God deur onkunde, omdat jy nie weet nie, omdat jy nie geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God, en omdat jy jou ore uitleen vir te veel mense, en nie na die woord kyk nie. Jy sien, dit is, hy sê, julle is geskei van die lewe van God deur onkunde, omdat julle harte verraad. Jesus sê, julle is in my, julle is ingeënt nou weer in my. Dis presies wat, ek gaan nie nou soontoe gaan nie, Romeine 11 sê, dat hy sê, die praat van die wille olyf, wat die heiden was, is nou ingeënt op die mak olyf. Maar hy sê, bly daar. Hy sê, moenie uit hom uitgaan nie. So, hy sê, gaan hy verder hier, dan sê hy, vers 5, Johannes 15, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Bly in my. Met ander woorde, die grootste werklikheid wat jy vir iemand kan doen, die grootste guns wat jy hom kan doen, is om vir hom Jesus te gee. As hy nie weet nie, want Jesus is die probleem, die antwoord op alle probleme. Nou dis Johannes 15, onthou die wat hy gesê het, hoe Johannes geskryf het. Nou kom hy in Johannes 17. Nou kom Jesus en hy bid sy laaste gebed in die in tuin van Getsemane. En nou bid hy, nou sê hy, Vader, maak hulle een, soos wat ons een is. Soos wat ek in u en u in my is. Sodat ek in hulle in my kan wees, sodat ons almal weer een kan wees. Hoe? Soos in die begin. Soos in Genesis. Gewandel saam met God. Sodat ons almal een kan wees. Dit is die werklikheid wat God wou gehad het. Dis wat gebeur het met die aanloop tot die 4 evangelies. Dis wat Jesus in die 4 evangelies kon vertel het, maar by die kruisiging kon die goed 'n werklikheid word. En hy sê, Vader, maak hulle een. Nou is dit nie, Vader, maak hulle een, dat ons nou hier onderkom en ons kom nou hier by hulle in die modder. Hy sê, nee, byvoorbeeld Efesiërs 2 vers 19, as hy praat, onthou ek het gesê, dis die goeie nuus, dis die blye boodskap, die boodskap moet jou bly maak. Nou kom hy nou sê in Efesiërs 2 vers 19, daarom is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, dit wat jy in die Ou Testament was nie. Hy sê, maar medeburgers van die heiliges en huisgenoot van God, dis waar jy nou is. Dit is alles die werklikheid van die kruis. Vader, maak hulle een soos wat ons een is. En alles het gebeur in die kruisiging van Jesus Christus. Kom ons kyk gou hier. Hoe het die mens gelyk voor dit? As ons byvoorbeeld na Efesiërs 2 gaan kyk, dan sien ons so van vers 12 af, hoe het die mens gelyk voor die kruisiging? Hy sê dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte. Jy was sonder hoop en sonder God in die wêreld. Hy sê, maar nou in die kruis, nee, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was,
Nee, selfs die heidene wat nie ingesluit was in die Ou Testament nie ingesluit was onder die wet nie. Hy sê wat nou vroeër ver was, het nou naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het deur die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in die insettinge bestaan. Mense, kyk wat het God tot niet gemaak. Hy sê dat hy dit tot niet gemaak het, die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, tot 'n hele nuwe werklikheid. En God doen daai hele nuwe werklikheid. God sit alle mense in Christus, Christus sterf vir alle mense. Na 3 dae staan hy op en hy vaar op hemel toe nadat hy met die disippels geloop het en hy stort sy gees uit op alle vlees, sodat hy nooit weer ver kan wees nie, maar dat hy naby kan wees, 'n nuwe werklikheid. Wat was die gevolg van dit? Die hele gevolg van dit was, dat ons het Christus. Nou, Efesiërs 1, ek het nou Efesiërs 2 gelees, Efesiërs 1 is die in him chapter, dit wat in Christus gebeur het. Nou, kom ons gaan kyk bietjie wat het in Christus gebeur. Hy sê, vers 3, Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Waar is dit? In die hemele, in Christus. Alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. So, as jy dit wil hê, moet jy in Christus wees. So die grootste geskenk wat jy vir iemand kan doen, is, jy kan nie Christus vir hom gee nie, want Christus is klaar in hom. Maar deur die woord te bring, dan begin daai werklikheid wat Paulus gesê het in 2 Timoteus 1 vers 6, hy sê, flame into fire, the gift of God that's in you. Hy sê, wakker nou aan hierdie geskenk van God, die lewe van Christus, wat nou reeds in jou is. Spreuke 4 sê, bewaak jou hart meer as enige iets, want dit is die oorsprong van alle lewe. Kolossense 1 vers 26 sê, dit wat vir eeue en geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is, naamlik Christus in jou. Jy sien, die werklikheid is nou in jou, en dit is waar jy, waar al hierdie seëninge is. Hy sê vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. In ander woorde, hy het ons uitverkies. Dis nie jy wat hom kies nie, hy het jou klaar gekies. Dan gaan hy vers 5, hy sê, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Hy het ons aangeneem, met ander woorde, hy het ons aangeneem. Ek moet nie op 'n punt kom waar ek sê, ek gaan nou Jesus aanneem nie. Hy het my klaar aangeneem. Ek moet net die geskenk aanvaar. Baie dankie, Here. Ek sien wat u vir my gedoen het. Ek sien u het my ou lewe weggeneem. Ek sien u het vir my 'n nuwe lewe gegee, die lewe van Jesus Christus. Dankie dat ek daai lewe vir my eie kan maak. Dankie dat ek weet, dis 'n liefdesgeskenk. Hy sê, 1 Johannes 4 vers 9, julle ken die liefde van God, dat hy sy seun vir ons gegee het, sodat ons deur hom kan lewe. Jy gaan nooit weer alleen wees nie. Hy is jou omhulsel, hy is jou bekleding. Kolossense 3 sê vir ons, hy sê, as julle saam met Christus opgewek het, soek die dinge daarbo, nie dit wat op die aarde is nie. Vers 3 sê, julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Mense sien nie wat 'n werklikheid is dit, maar jy moet in dit wees. As jy dit nie joune maak nie, dan gaan jy dit nie kan ervaar nie. Dan gaan hy verder, hy sê tot vers 6, tot lof van sy heerlikheid, na die genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Hy het jou begenadig. Moenie vra vir genade nie, hy was jou genade. Johannes 1 sê, die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Vers 16, vers 17 sê, en uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Mense, jy loop oor van genade as jy Jesus Christus het.
Maar bly in my, soos ek in julle, sê Jesus. Soos wat julle Jesus ontvang het, wandel so in hom. Moenie uit Jesus Christus uitgaan nie. Hy sê verder, Johannes 16, ek het Johannes 15 gelees, Johannes 16 vers 33, hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking kry. Hy sê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, maar bly in my. Moenie buite my gaan nie. Mense, dis so fantastiese boodskap hierdie, dat as 'n mens na hierdie werklikheid gaan kyk mooi, hy sê vers 6, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het. Vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Het ons die verlossing? Het ons die vergifnis? Of moet ons daarvoor vra? Dit is baie belangrik. Mens moet hierdie goed evalueer. Ek het in die begin gesê, hoe evalueer jy as jy brood gaan koop? Ons moet evalueer. Het ons die vergifnis of het ons nie die vergifnis nie? Dieselfde skrifgie staan in Kolossense 1 vers 14. Ons het daardie vergifnis. Dis absoluut ons werklikheid. Mense, dan gaan hy verder en sê, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. So gaan die hele Efesiërs aan die in him chapter. Maar nou kom hy in die 12de vers. Nou sê hy, vers 11, hy sê, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Jy het 'n erfdeel ontvang. In Christus. Maar as jy nie daar is nie, nee, jy sien, dan verloor jy uit. Hy sê, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Ek het 'n boodskapie gehad, is nie redeneerbaar nie. Is nie onderhandelbaar nie. Beteken so groot dat God sê, dis my naam, ek is. Jy sien, so as hy sê, waarvoor vir ons verordeneer is, dis 'n werklikheid. Dan sê hy, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Nou vers 13 sê hy, hoe werk hierdie werklikheid? Hy sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die woord van Jesus, die woord van die kruis, gehoor het, hy sê die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, die evangelie van jou redding, gehoor het, en in wie julle nadat julle dit geglo het. So dit is die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, wat jy moet hoor en glo. Dis die 4 dinge belangrik. Dan word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Mense, dan word jy verseël, dan word jy ingesluit in hierdie werklikheid. Dis so belangrik. As jy daarna gaan kyk, dan sien jy byvoorbeeld in Handelinge 17 praat Paulus met die Atheners, dan sê hy vir hulle, bring hy hierdie boodskap, hierdie goeie nuus. Hy sê, God woon nie in tempels met hande gemaak nie, want sy ewige voorneme was om in ons te wees. Handelinge 17 vers 24, vers 25, hy het ook nie 'n behoefte om deur mense hande gedien te word nie, want hy self het aan almal lewe en asem en alles gegee. Sien jy, die boodskap maak jou bly. En dan gaan hy verder, dan sê hy, vers 28, in him we live and move and have our being. In hom leef ons en beweeg ons en het ons totale wees, ons totale bestaan. In hom, maar dan moet jy in hom bly, dit is wat hy vir ons sê. En nou kom 2 Korintiërs 13 vers 5 dan is dit so half 'n antiklimaks op hierdie hele werklikheid van die goeie nuus. Dan sê hy daar vir jou, hy sê, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef, of is julle op die proef, of is julle nie seker van julleself dat Christus Jesus in julle is nie. Hy sê, ondersoek jouself. Is jy in Christus? Is Christus in jou? Want dit is die enigste werklikheid vir die ewige lewe. Die boodskap, die blye boodskap, die goeie nuus. Amen.